Baie welkom weer so by Vrydag. Ons gisterand 'n wonderlike Hemelvaartdiens beleef. Die van julle wat al gemis het, is aanlyn beskikbaar. Baie welkom hier. Ek en Moenie is baie ver van die huis af. Ons is hier, ek dink is amper 9000 km hier in Engeland, die plekkie met die naam van Fordham. So ek gaan vir julle daar wys waar dit in Fordham is. En dan gaan ek vir julle so 'n paar mooi foto's wys van die omgewing hier. Natuurlik, Engeland is maar altyd bewolk, so nou en dan kom die sonnetjie uit. Maar ons is nou hier en ek wil graag dan aangaan met ons kort reeksie oor oorwinning wat ons in die Here het. En ek dink ons het dit so nodig in hierdie tyd waar daar so baie aanklagte van oorlog en ellende en stryd en stoeiery. Ek het seker lanklaas so baie kwaai mense gesien, nors mense, van ek daar by die huis weg is, op die lughawe, in die vliegtuig, as ek hier geland het, dan mis ek baie keer ook die spesiale vriendelikheid wat daar in Suid-Afrika is. Ons het dit so nodig as kinders van die Here, om lig te lewe, nie swaar te wees, moedeloos te wees en bedruk te wees nie. En daarom wil ek baie graag dan soos ek sê, so hierdie reeksie met julle hanteer rondom oorwinning in die Here Jesus Christus. Een van die mooiste wenke wat ons kry in die Bybel is 1 Korintiërs 13, wat sê die liefde, as hy praat oor die liefde, wat 'n koppel aan oorwinning, en ek gaan nou vir julle verduidelik. Die liefde is geduldig, liefde is vriendelik, dit is nie afgunstig nie grootpraterig nie verwaand nie. Dit handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie lig geraak nie, en baie spesiaal, hou nie boek van die kwaad nie. Hou nie boek van die kwaad nie. Dis waar bitterheid vandaan kom in nyd, in haat, hierdie onvergewensgesindheid van mense. En baie keer ons ook as kinders van die Here, maar die Heilige Gees kom klop gereeld in ons hart, met die vrug van die Gees wat praat oor liefde. En dan neem hy ons weg, as ons dink aan die Hemelvaart, dink ons aan die kruisiging ook, waar Jesus aan die kruis losgemaak het, van die goed wat vashou, as hy sê, Vader, vergewe hulle, en sy volmaakte liefde wat hy vir mense gehad het. Daardie liefde sê dat ons baie spesiaal vra, Here, help ons om in vrede met alle mense te lewe. Praat nou die dag met iemand wat verskriklik sukkel om te vergewe. Ek leer toe vir haar, ek sê, maak jou hand oop en los. Ai, die arme mens kon nie haar hand oopmaak nie. Na 'n lang tyd gesels en bemoediging, toe sy uiteindelik haar hand losgemaak en sê, Dominee, ek gaan dit nou los. Daar's niks wat soveel oorwinning gee, as wanneer ons goed net los en dit vir die Here gee. Mag die Here vir jou seën oor goed waaraan jy vashou. Mag hy vir jou help om te los, vrede te maak, vergewe mense vandag. Ervaar hoe maak hy jou meer as 'n oorwinnaar. Kom ons bid net saam. Here, jy weet waaroor hierdie onderwerp gaan. Dankie dat u vir ons die voorbeeld gestel het. En ek vra baie spesiaal, kom ontmoet met almal van ons wat luister na hierdie video nou. Dat ons in hierdie dag ons hande oop sal maak en sal los die goed wat ons vashou. Wonderlik as die woord sê, dat hou nie kwaad, boek van die kwaad nie. Ons luister na die wonderlike woorde van Jesus wat vir ons gesê het, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Help ons om vandag te vergewe. Amen. Een van die moeilikste eienskappe om aan te werk is daai vergifnis. Mag die Here vandag vir jou oorwinning gee, en mag jy self die vreugde van die Here beleef, en daarin meer as 'n oorwinnaar verklaar word. Mag die Here julle seën, ons sien mekaar volgende week soos die Here weer. Selfde tyd, selfde plek, ons gaan so 'n paar foto's vir julle neem, miskien volgende keer wil ek 'n bietjie daar 'n Wouter video gaan neem, en dan verheerlik ons die Here so Vrydag, wanneer ons saamkom om sy naam groot te maak. Totsiens, tot volgende week.